Goeiemôre almal. Ek gaan nie nou al alles sê nie. Ek wil hê kom ons kyk gou na die video van ons nuwe kwartaal se tema terwyl daar nog mense inkom. So kom ons kyk gou daarna. Nou dag sit ek by 'n ou en ek vra vir hom hoekom kom hy in die kerk toe nie. En hy sê nee, maar ek kom nie in die kerk toe nie want daar's 'n klomp hipokriete in die kerk. En toe sê ek vir hom, "Wel, dis welkom, daar's nog altyd plek vir nog 'n hipokriet by ons." En dis eintlik maar die probleem, hè, dat ouens dink dat jy moet perfek wees voordat jy kan kerk toe gaan. En dit terwyl die kerk eintlik die perfekte plek is vir nie perfekte mense. Presies. So ek wonder wat dink mense nou van hierdie tema van die perfekte plek vir nie perfekte mense. So kom ons kyk, kom ons gaan vra 'n bietjie. Kom ons vra die mense. Ja, sorry. Anita, jy weet nou ons het gepraat oor ons nuwe tema. Dat die kerk is die perfekte plek vir nie perfekte mense nie. Wat dink jy as jy met vir iemand dit verduidelik? Wat beteken dit? Vir my beteken dit 'n groot gerusstelling. Ek is nie perfek nie en niemand verwag van my om perfek te wees nie, want hulle sien my deur die bloed van Christus. So ek kan net myself wees en ek kan weet mense gaan my aanvaar net soos wat ek is. En mense wat daar buite is, wat nie perfek is nie, dink jy hulle sal welkom wees in die kerk? Hulle is baie welkom, want dis wat ons is. Ons is almal nie perfek nie. Ons kan nie neersien op mekaar nie. Ons is daar om mekaar te help op pad na Christus toe. Ek vind dit. Nee, het jy gehoor ons kwartaaltema vir die nuwe kwartaal? Nee. Die kerk is die perfekte plek vir nie perfekte mense. Wat dink jy daarvan? Wat sê dit vir jou? Ag, dis baie oulik. Want die kerk is want die kerk is die plek waar ons kan veilig voel. Waar ons nie hoef voor te gee om iets te wees wat ons nie is nie, want ons kry dit net in Jesus. Ja, en ons is eintlik nie perfek nie. Nee, ons is nie. Dink jy dis 'n goeie teken? Baie goed. Ek sien uit daarna. Kyk ons. Ja, dis begin weer. Wat is jy, Johan? Nee, ek is baie opgewonde om saam met mekaar 'n bietjie na te dink oor die kerk, want ons lewe in 'n tyd en in 'n samelewing waar daar al hoe meer gepraat word en verwys word na post-church. Beteken selfs dat kerkmense dink dat die kerk nie regtig meer nodig is nie. En dit is eintlik in 'n sekere sin 'n baie gevaarlike denkrigting, want dit is reg teenoor wat die Bybel vir ons leer. Die Bybel leer vir ons dat as jy in Christus is, dan is jy die kerk. Jy is deel van sy liggaam. Jy is die bruid van Christus. So dis eintlik nie eers 'n opsie nie. Dis eenvoudig 'n stelling wat die woord van die Here maak. Jy is die kerk. So baie opgewonde om 'n bietjie daaroor na te dink. Ek is baie opgewonde oor die tema wat ons voor lê volgende kwartaal. By Leni natuurlik met die wat ons nou ook na 'n nuwe perseel skuif en al die moontlikhede dit bring, is dit 'n heerlike boodskap om mense voor te berei, want ons het net gehoor van die kerk wat 'n veilige plek is. Maar vir enkelinge is dit nie altyd veilig nie. Daar is mense in die kerk wat ook al seer gekry het en baie keer het ander mense hulle met goeie bedoelings eintlik seer gemaak sonder hulle dit agtergekom het. Dit beklemtoon die feit dat die mense in die kerk nie perfek is nie. Maar ten spyte daarvan en te midde daarvan is die kerk 'n perfekte plek, want dis God se huis. In 1 Timoteus 3 sê die kerk is die huisgesin van God. Al daar het jy dit. Die kerk is die perfekte plek vir nie perfekte mense. Jy is welkom. En wil jy nie in hierdie kwartaal mense gaan nooi wat daar 'n bietjie afvallig geraak het, nie meer kerk toe kom, om in hierdie kwartaal weer in die kerk uit te kom. En dis wat die liefde van Jesus is. Dankie. Goeiemôre almal. Baie welkom hierso vanoggend in die gemeente se samekoms, want ons het nou agtergekom, dis nie die kerk nie. Dit is die vergadering van die kerk, nê? Die eklesia. Maar ons is so bly vir elkeen van julle wat hierso kan wees. Ons is ook bly vir Dominee Benny Wolfhard wat vanoggend hier kan wees. Saam met Moira. Eers Moira, baie bly dat jy weer so lekker op die been is. Ons hoor dit gaan al beter.
en dat hulle al begin agterkom hoe om jou te help met die hartprobleme, en ons bly bid vir jou dat dit regtig heeltemal sal uitfaseer en gesond word. Benny gaan vir ons vanoggend die boodskap bring, en dan gaan hy ook vir ons 'n bietjie vertel van die werk van Veritas, en besonder ook die nood van Christene in die Midde-Ooste en Noord-Afrika. En ek het vir hom gesê, dis vakansie, en ek weet dit is rugby, so dan mag dalk nie altyd so baie mense wees nie. Dalk gaan ons nog 'n kans kry later in die kwartaal ook, maar ek is so bang dit gebeur nie, want hulle is baie op reis. So Benny, ons is bly dat jy ten minste al afdeling 1 vanoggend vir ons kan doen, as baie welkom hierso. En dan is dit vir ons lekker dat elkeen van julle is. Kom ons kyk gou of ek iemand gemis het wat nog nie van tevore hier was nie. Ek dink nie so nie. Nee, goed. As ek nou nog 2 mense kan uitsonder, die een is nou Dwayne, wat nou weer 'n rukkie terug is hierso by ons in Perth. Dwayne, is lekker dat jy hierso is. En die ander is nou eintlik, ek sien haar nou nie daar nie, maar dit is nou Cindy en Pierre se dogtertjie. Ek hoor daar's so 'n klomp mediese prosedures wat nou voor lê vir Isabella, en ons weet die Here het al baie van ons gebede verhoor ten opsigte van haar, en ons gaan bly bid daarvoor. Ons gaan bietjie detail by julle kry, dat ons dit ook kan gee vir die voorbidding. Goed, ek het ook dit lyk vir my, ek het verlede week nie 'n gebedsversoek gekry nie, maar ek het hierso 2 gebedsversoeke wat ek dan gou vanoggend ook saam met julle gaan doen, of saam met die gemeente gaan bid. Ons gaan nie voor die diens die afkondigings hê nie, maar ons gaan dit na die diens hê. So kom ons word vir 'n oomblik stil, en dan is hier so 2 gebedsversoeke. Die een is vir Sonja Bester wat 'n operasie gaan hê, en ons bid vir haar. En die ander ene is Karel en Beryl wat gevra het ons ook in hierdie tyd asseblief vir hulle as gesin aan die Here moet opdra in 'n baie moeilike tyd wat hulle beleef. Kom daar iemand anders wat dalk miskien ook 'n gebedsversoek het wat julle graag wil hê terwyl ons nou as gemeente saam gaan bid. Iemand wat dalk sommer so die vuis uit 'n gebedsversoek het. Goed, kom ons word vir 'n oomblik stil. Here, onsse Here, hoe lieflik is U naam op die ganse aarde. En wonderlik die wete dat ons kan weet, U is ons Here. U is nie net ons skepper en die een wat ons onderhou nie. U is die een wat ook U seun vir ons gegee het, sodat ons lewens herskep kan word. En sodat, soos U vir ons in Johannes 10 vers 10 sê, ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dat U vir ons hier op aarde wil help met ons lewe alreeds, en net vir ons bedoel het, dat ons eendag 'n ewige lewe sal hê. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat ons ook daarom in hierdie lewe vir mekaar kan bid. En U het vir ons nou onlangs in Jakobus geleer dat ons vir mekaar moet bid, want die gebed van 'n regverdige het groot krag. Maar U leer vir ons ook die waarde van die gemeente wat saam bid. En dan kom ons en ons sê vir U dankie Here, ons beleef dit dat U ons gebede rondom Moira verhoor, dat ons gebede rondom Isabella. En daarom kom ons ook vanoggend en ons eer U daarvoor, en ons dra weer aan U op vir Sonja Bester wat 'n operasie gaan hê. Ons sê vir U dankie dat ons vir haar nie kan opdra en bid Here dat U vir haar sal onderneem en dat hierdie operasie 'n groot sukses sal wees en sy weer haar gesondheid sal terugkry. Ons dink ook aan Karel en Beryl en die moeilike tyd wat hulle beleef en dat hulle bereid is om vir ons te vra, bid asseblief vir ons. En ons bid vir hulle, ons bid Here dat U vir hulle, wat al soveel in ons gemeente beteken, dat U ook vir hulle sal bystaan en sal seën, en dat U vir ons sal verras met die uitkoms. Ons dank U Here dat ons ook ander mense wat probleme het en swaar kry en die kan opdra vandag. Maar ons dank U ook Here dat ons nog soveel dankbaarheid het. Ons dink ook aan Pieter en ons dank U vir hoe U hom bygestaan en bid ook vir wat vir hom voorlê binnekort ook. En ons bid Here, seën U vir ons almal. Dan dink ons aan die vakansie wat verby is en die kwartaal wat voorlê. En Here, soos daai reën daar uitsak en ons nou gehoor het van hierdie nuwe kwartaal tema, is ons gebed, kom seën ons, kom verfris ons, kom vernuwe ons, en wil jy in elke huis wees, sodat kinders hierdie kwartaal vreugde sal hê by die skool, en ouers geluk sal hê met hulle kinders. Ons bid dit in Jesus se naam.
Amen. Liewe gemeente, genade vir julle, vrede van God ons Vader en die gewer van alle goeie dinge, Jesus Christus sy Seun, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou lekker saam sing, en ons eerste lied is Vader, Seun, Heilige Gees, waar ons die drie-eenheid van God besing, en die tweede lied is dan Shout to the Lord, waar ons die eer veral aan Jesus ons verlosser bring. Kom ons staan, en kom ons sing lekker saam. Vader, Seun, Heilige Gees.
Ja, dierbare Here, U is die hoop waarop ons lewens gebou is. U is ons verlosser. Dankie dat ons U kon eer. En dankie dat ons nou ook kan luister en saam kan sing as die kindertjies dit doen. Amen. Nou die kindertjies gaan ons gaan saam met die kinders nou 'n rainbow song sing. So ek gaan die mikrofoon vir Keegan gee of gaan jy die moves doen? Hy gaan die moves doen, so die kinders kan vorentoe kom. Hulle gaan dan hierna gaan hulle dan vandag, die kleintjies, die laerskoolkinders gaan dan vandag saam met Inay hier na die saal langsaan. Maar kom ons sing eers gou saam die rainbow song en dan sal ek 'n gebed doen, Keegan, net voordat julle uitgaan, hoor. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. Are you ready? The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. Now this side, give me a scream if you're having fun. This side, give me a scream if you're having fun. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. He's the only way. Ja, Here, U is die enigste weg. Ons eer U daarvoor. Dankie vir hierdie kindertjies wat U weg wil volg. En dankie vir ouers wat hulle bring daarvoor. En dankie ook vir Keegan sy span saam met Inay en die ander dames wat hulle help. En ons bid, seën asseblief ons kindertjies, ook vir die kwartaal wat voorlê, in Jesus se naam. En as ons nou saamkom om die woord te luister, wil U ons asseblief elkeen voed en vul, sodat U naam verheerlik sal word. Amen. Dankie Keegan. Kinders kan vandag en Dominee Benny kan vorentoe kom en ons gaan dan vir hom gee om vir ons 'n bietjie te lei asseblief. Ja, sy, dit was groot pret geweest. Is dit nie lieflik om die kinders so te hê nie?
En net so saam met hulle te geniet. Bietjie so uit ons eie inhibisies uit ook te kom. Dit is baie lekker om vanmôre saam met julle almal hierso te wees. En ek wil begin om dankie te sê. Baie dankie op 'n persoonlike vlak. Ons het hier 'n moeilike tyd gegaan, Moira en ek met haar siekte. Dit is 'n hartprobleem gewees en elke week was ons so in die afkondigings gewees, was sy in die afkondigings. Sê vir julle baie dankie vir die gebede, dit gaan goed. Die Here het ons regtig die deur gevat en ons is weer baie lekker in die gang. Ons waardeer dit regtig. Dan ook in die afkondiging, so elke week is daar gebede vir Veritas. Vra ons vir hom vir Sirië te bid en vra ons vir hom vir Tunesië te bid. Dankie daarvoor ook. As al lees jy hom so deur en net so vinnige gedagte en vir die Here vra vir hulp, soos dit is 'n manier wat jy saam met ons betrokke is in die wêreld en ek gaan net nou so 'n bietjie daaroor praat. En dan natuurlik ook hierdie gemeente ondersteun. Die werk van Veritas finansiëel wat ons baie waardeer. Dis nie vir ons persoonlik nie. Moira en ek is denkmakers, soos julle op die afkondiging sal sien. Hulle hoor ons bring ons eie inkomste in met die Here se genade. Hierdie goed is maar nie eenvoudig nie. Maar die geld wat dan gegee word is om die bediening te help. En ek gaan graag met julle 'n bietjie wil deel oor hoe dit met die bediening gaan. Hoe gaan dit met Veritas College waarby julle betrokke is? So as ons hom dalk net kan opkry asseblief. Dankie. Wat is ons missie? Om die kerk te ondersteun, gaan oor die kerk. Soos wat die tema op nou oor die kerk sal gaan hier, om die kerk te ondersteun, om sy eie leiers op verskillende vlakke. Mense wat selgroepe lei, wat betrokke is by die kinders, leierskap in die kerk, is baie weier. Gaan eintlik ook selfs om weier om daai punt van, 'n pa is 'n leier, 'n ma is 'n leier. Ons kan baie weier dink aan die eise wat ons gestel word, daai goed wat vir jou gevra word aan die tafel in die aand, nadat die kinders by die skool was. Hoe gee ek my antwoorde? Om sy eie leiers op te lei om die skrif in diepte te interpreteer. Regtig te weet wat sê die Bybel. Asook om die Bybel se absolutes, want ons glo die Bybel het absolutes wat vir alle tye staan. Synodes kan nie kom en die goed kan verander nie. Hulle kan dink hulle kan, maar die skrif bly vas staan. Dit is nie in die mense se hand om te besluit wat God gesê het nie. Dit is baie duidelik vir ons uitgespel om mense te leer om dit in diepte te interpreteer. Bybelse absolutes in die plaaslike konteks toe te pas en dit te kommunikeer. Opleiding vind plaas op 3 vlakke. Modules, Australies geakkrediteerde diplomas, dis hoekom Moira en ek oorspronklik hier naartoe gekom het 2005, 'n MA en 'n Doctorate of Ministry. Dis nie akademiese graad nie, dis 'n professionele graad, toe te ken vanuit die FSA waar Veritas ook kantore het. 'n Kantoor het in Colorado Springs. Net 'n bietjie die idee van die omvang hiervan, die modules word ook in hierdie gemeente aangebied in die afgelope jaar wat die einde van Julie geëindig het saam met die Noordelike Halfrond akademiese jaar het ons 14.142 inskrywings gehad. 14.142 in 1.279 klasse, waarvan dan nou enkeles ook in hierdie gemeente gewees het. Die diplomas, 45 sertifikaat diplomas is toegeken. Ons praat sertifikaat 4, 'n diploma, advanced diploma en 'n graduate diploma in die Australiese stelsel van vocational training. En 105 persone is in die klas of in die proses. Die MA grade 12 is toegeken in Egipte en daar's 'n bykomende 30 studente, hoofsaaklik in Egipte op die oomblik. Ons werk in 33 lande. Die lande word daar vir ons gegee, ek gaan 'n bietjie meer in detail gaan. Australië en Nieu-Seeland wat ons die ACK, die Afrikaanse Christen Kerk, ook nou besluit het dat hulle predikante deur Veritas oplei en die eerste predikant ook nou georden word, wat deur ons opleiding gegaan het, wat hulle self daar aangebied het in die gemeente. Indië baie lank aan die gang, van daai in Nepal, Bhutan wat 'n baie geslote land is. Ons begin in China. Groot gemerk, maar baie klein begin Thailand en Kambodja wat ons baie jare al in die werk is. En dan kan ons sien in Sub-Sahara Afrika 'n groot werk in Nigerië, nie hoofsaaklik in die noordelike deel. Daar waar groot druk op die Christene is deur die moslim vervolging. Seker die grootste werk in Malawi en Suid-Afrika, die spektrum van gemeentes met hierdie ander, jy kan sien verskillende tale, plaaslike tale en dan natuurlik ook jou groot tale Frans en Portugees en Engels, maar dan ook in plaaslike tale vertaal. Ons is in die 30 verskillende tale het ons kurrikulum vertaal. In die FSA opleiding in enkele gemeentes die afgelope week, ek
'n opleiding gehad in Texas, in San Antonio, in 'n kerk daar. En ons vertrou in die FSA in die gemeentes, die Anglican Mission of America. Saam met wie ons saam daar werk, is 'n genootskap wat weggebreek het van die Anglikane. Die hoofrede hoekom hulle weggebreek het van die Anglikane, is om die Anglikane 'n gay praktiserende biskop aangestel het. En hierdie mense het gesê, so ver gaan ons nie, verder gaan ons nie. En 'n groot groep gemeentes het weggebreek. Op daai basis het hulle geboue verloor, het ook hulle begrafplase verloor. En baie keer het die kerke 'n begrafplaas by. Baie groot opofferings gemaak aan mense. Maar terwille van wat hulle glo die skrif sê, daai stap geneem, en dis waar ons veral ook betrokke is met opleiding in Amerika. Kiba, ons almal weet van Kiba, het ons geweet in ons ouer dae, het ons so terug hardloop, Kiba redelike opleiding, Mexico, Guatemala. Dan kyk ons na Europa. Die Nederlande, hele paar groepe, die VK, Frankryk, klein opleiding, maar die gang Roemenië sterk opleiding met hulle in die Oekraïne in, en dan is hulle 'n letterlike netwerk wat ook in Europa oplei, wat nie die afgelope jaar gebeur het nie, maar wat ook weer sal gebeur. En dan gaan ons nou 'n bietjie fokus vanmôre na 'n gebied wat baie relevant is. Ons kan daai prentjie gaan trek. Op die oomblik wat in die gebeur is in die wêreld, van wat daar in daai Midde-Ooste, Noord-Afrika, aan die gebeur is besig om die hele wêreld te impakteer, ook vir ons in Australië. Terreur, wat selfs hier aan die gebeur is, wat ons nie aan sou gedink het 5 jaar terug nie, sou ons, of 10 jaar terug, 'n baie sterk koneksie met wat daar aan die gebeur is. Veritas werk sedert die laat 90s, dit is in Arabies daar geskryf, ons naam, werk ons in daai gebied. Egipte is ons hoofanker, en ons volg 'n beleid waar ons in Egipte inwerk, mense oplei, en die Egiptenare werk dan in die res in. Ons het nie westerse sendelinge in die gebied. Verskillende redes. Daai mense praat die taal, hulle daar groot geword, is baie nader aan mekaar. 'n Westerling is baie moeilik om in daai gebiede te vestig. Jy moet taal leer. Is ook 'n pragmatiese rede, koste. Vir wat een westerse sendeling ons se kos om daar in die stand te hou, kan ons letterlik 'n paar lande dek. Want die mense leef in daai op hulle vlak, en hulle gaan net rustig voort. Dit is 'n ander standaard as die westerling sou moes doen met kinders in skole, privaat skole en. So ook 'n pragmatiese, maar is ook 'n ander rede daarmee saam is, mense moet hulle eie mense oplei. Die ding moet sommer reg van die begin af, moet hy aan homself behoort. En dit is presies wat die Here ons gehelp het met sy genade, en dit is wat daar aan die gebeur is. Dan gaan ons kyk, ons werk daar hoofsaaklik in 4 lande. Ons begin by Marokko, 'n nuwe kerk. Al die mense in die kerk is bekeerlinge uit die moslim geloof. Dis nie 'n pa, 'n oupa, wat 'n Christen was en nou is ek daar nie. Dis 'n totale nuwe kerk. Baie opwindend. Wat doen ons daar? Ons gaan in, ons lei hulle leiers op. Ons vat hulle deur die modules, hierdie sertifikaat en diploma. Ek hoop ons gaan 'n MA daar kan afskop op 'n stadium as ons net die bronne kan beskikbaar hê. Ons val hulle nie uit die land uit nie. Hulle sê as jy hom uit die land uit vat, jy vat er jong manne om in die buiteland opgelei te word soos Europa of Amerika, wat gebeur? Hy bly daar. 80% van hulle is statisties bewys. Moet 'n meisie daar, 'n blonde Amerikaanse meisie, daar is dit. Die geskiedenis is vol daarvan. En die kerk plaaslik word vernietig. Hoekom word hy vernietig? Ons wees baie prakties met mekaar. Siening is 'n baie praktiese ding. Hy word vernietig want daai leiers is uit, hulle kom nie terug nie. Die jong meisies sukkel om mans te kry, die gelowiges. En die jong manne is uit. En wie trou hulle? As hy trou met 'n moslim, is dit verby. En jy sien die praktiese goed. Sendingwerk is 'n baie praktiese besigheid. Waarmee is Marokko het ons almal Muslim background believers, ek het nie foto's van hulle nie, hulle het my gevra, ek sal eintlik probeer foto's kry, want gevra ons moet glad nie foto's publiseer nie. Dis hoekom ek nie het nie, maar ek sal kry in toekoms net om vir 'n groep soos hier te kan wys en vir u te kan wys. 12 diploma studente op die oomblik. Hulle kry hulle kwalifikasie hier uit Wes-Australië uit. Hulle studeer hom daar in Arabies en ons ken hom hier toe. Ons is hier geakkrediteer by die Wes-Australiese regering wat hom nasionaal geakkrediteer maak. En ons het so 50 mense in modules wat hulle nou weer besig is om op te lei. Ons hoop dit gaan 'n bietjie opraak ook in die volgende jaar. Dit is nou Marokko. Dan kyk ons na Tunesië.
wat daar so sit. Tunesië was in die nuus gewees. Pragtige hotel. Dit lyk soos paradys. Ek het nie die skokfoto's hier op nie. Ek het net hierdie een foto. In Julie is daar 38 mense daar vermoor. Jy het op televisie gesien, die ouens het dood eenvoudig ingegaan en geskiet. Net so punt op punt. Snaaks hoe dit gebeur het, dat hulle daarmee so deur ver weggekom het, maar in elk geval dit is wat daar gebeur het. Ons is daar nie oplei vir baie jare al. As ek reg het, is dit seker al daar van 2003 af. Dat ons 2005 omtrent. Dit kan selfs 2003 wees. 4, 5 is ons in die oplei. En die persone wat saam met ons werk, Rashid en Nadia. En hy is ook een van die leiers van die kerk in Tunesië. Daar het hulle geboue. Die Frans het 'n gebou agtergelaat. 'n gereformeerde kerkgebou. Ek was in die gebou gewees, 'n pragtige originele kerk en hulle kan dit gebruik. Bietjie meer vryheid in die land. Hulle lei op, hulle het hierby 80 mense laas jaar opgelei in die modules. Hulle het so 6 van hulle in 'n sertifikaat diploma op die oomblik. Hulle doen dit self ook. Eerste generasie gelowiges. Al die gelowiges daar, eerste generasie gelowiges. En dan wat aan die gebeur is, hierdie mense het nie leiers nie. Klompie kom tot bekering, dan kom hulle in 'n huisgroep by mekaar. Wie gaan dit lei? Almal van hulle het die moslim geloof uit tot bekering gekom. Stuur jy hom weg, en klaar die storie, die opleiding. Dis waar ons inkom. Met ons modules, met ons sertifikaat diplomas, en ek wil baie graag, as die Here wil, dit vir ons hiervoor 'n MA groep daar begin. Dat hulle eie opleiding, hulle eie land kan hê, deur hulle eie mense. Die ander land wat ons sterk in werk is in Egipte, wat ek al reeds genoem het, ek gaan nie meer oor Egipte sê nie. En dan vat dit ons na Sirië toe. Ons eerste opleiding aangebied in Sirië in Julie 2006. Dit was nog vreedsaam in Sirië gewees. Daar was wel vervolging, maar dit was nie drastiese vervolging nie. 10% van die land is gelowiges, tradisionele gelowiges. Party kom van die eerste 100 jaar na Christus af. Kom daar van daai gelowiges. Ou groepe van verskillendes en die Armeniërs wat gevlug het. Dit is 'n land wat 'n ou Christen tradisie het. En 'n interessante tyd, 'n interessante ding, toe die Christendom in Irak na die Amerikaners se betrokkenheid daar letterlik vernietig is. En die Christene uit Irak, wat ook party van kom in die eerste eeu uit. Party van hulle orthodox, toe hulle vlug, was dit Sirië gewees, was dit president Assad, wat hulle gehuisves het. Ironie in die lewe. En ons het op daai stadium een van daai persone gebruik, om salaris betaal, om bemagtig, en hy het van daai Irakeese Christene opgelei, tot by 'n punt, toe hy asiel gekry, toe hy Amerika toe. En baie van daai Christene het aangeskuif, na ander wêrelddele toe. En toe Sirië nou hierdie verskriklike oorlog, hierdie plek getref. Ons opleiding is steeds daar aan die gang. Ek gaan vir net nou syfers gee, maar kom ons kyk 'n oomblik na Sirië wanneer ons gaan besig wees. Die plekke wat jy daar sien, dis waar ons in die afgelope jaar in die land self, ons, die plaaslike mense weer, die plaaslike opgeleide mense, opleiding aangebied het. Want Egiptenare kan nie daar inkom nie. Nog minder sal ek op hierdie stadium daar kan gaan in Damascus, Lazikia, Homs, Margarita, Tartus. Hy loop so oor. Ou Damascus en Homs, net so 'n bietjie in gedagte, ons gaan weer na hulle kyk. Maar kom ons kyk nou wat daar aan die gang is met ISIS. En hierdie mense het geen respek vir enige iets wat Engels sal sê decent is. Soos hulle te kere gaan. Weet jy, as hulle verder gaan lees in die Christenkringe wat jy nie in die nuus gaan kry nie, hoe met die Christene daar gemaak het. Jy wil dit nie vertel in 'n geselskap. En dit is hierdie ding wat daar gekook het nou, wat oorkook nou in die hele westerse wêreld, wat ons nou ook besig is om hier te beleef, tot in Australië. So bietjie oor hulle, en hierdie is 8 Julie 2015, hy is besig om baie vinnig te verander hierdie goed. Swart, dis waar ISIS beheer, en hy het hier so in Irak in het hy gegaan, Mosul, die tweede grootste stad, het hulle gevat, sommer net gevat. Die Amerikaners het 'n geweldige basis daar gehad tydens die oorlog. Het hom sommer net ingevat met hulle Toyota bakkies ingejaag en hom gevat. Hoe dit gebeur het, mense sal ons logies seker nooit kan begryp nie, na die Amerikaners $1 triljoen daar bestee het,
Dis die plekke, die swart, dit is wat hulle beheer. Dit is wat hulle besit. En daar waar hulle kom, gee hulle Christene keuse. Keer jou of, dit is hoe dit met jou gaan, dis jou einde. Daai is die rooi is daar waar hulle nog aanvalle. Kyk, selfs daar by Baghdad, is hulle besig met aanvalle. En natuurlik hierso in die gedeeltes, hierso in hierdie noordelike gedeeltes in, waar hulle ook gaan alweer daarso indring. En dan Sirië self, hierdie ander gedeeltes, kan ons sien waar hulle besig is, waar hulle besit en dan waar hulle besig is met hulle aanvalle. En nou die ISIS support zone, hier kan ons sien, dit is hier waar hulle voorrade kan beweeg en waar hulle groot mate van ondersteuning het, alhoewel hulle hom nou nie presies gaan beheer nie. So geweldige mag wat daar nie gebeur is. En daar is daai 5 stede waarvan ons gebruik het. Ons kyk hoe lyk hulle. Foto's van die internet afgetrek. Damascus. Nog grootliks terreur in hom, maar nog grootliks bewaar op hierdie stadium. En dan het ons net nou gewys Homs. Kom ons kyk hoe lyk Homs. So Homs lyk. Nou vra julle vir my hoe bied die Siriërs, hoe lei julle ander mense op hierdie stadium met ons curriculum? Ek weet. Dit moet 'n wonderwerk wees wat die Here daar besig is om te doen. Hoeveel was die opleiding? 124 mense in modules gewees die afgelope jaar in Sirië self, en dan is daar 35 besig met die Cert 4 in Biblical Ministry. Hulle is besig om klaar te maak, hulle wil volgende jaar met diploma begin. En hulle gaan uit na Libanon toe vir 'n week. 3 keer per jaar. Dan gaan ons Egiptiese persone in, ek hoop om in Maart die volgende jaar met hulle daar te ontmoet. Dan gaan die Egiptiese persone in soontoe, huisves daar, vry soontoe, word opgelei vir 'n week, gaan terug, doen hulle praktiese werk in Sirië op hierdie oomblik. Ek gaan vir julle 'n paar foto's wys, net om mense se gesigte te sien. Hoe lyk hierdie mense wat besig is om daar opgelei te word in die Cert 4? 'n Groep van hulle, is nie die volle 35 nie, daar was 2 groepe en ons het hulle saamgebring nou in hierdie 35. Dis gewone mense. Gewone mense soos ons. En te midde van hierdie oorlog is hulle besig om hulle self toe te rus. Te midde van hierdie oorlog is hulle verbind tot die kerk van die Here. Te midde van hierdie oorlog is hulle besig om 'n verandering te bring daar in Sirië self. 5 foto's net so van individue wat hulle vir ons daar op die doek sit is, die wat die modules gedoen het by ons, sal weet, jy vat 'n stuk, jy werk deur hom 'n stuk van die skrif, jy merk hom en jy kyk wat sê die stuk. Nou hulle doen in Arabies. En daar is hulle nou besig voor om die stuk op die bord te gaan sit soos wat hulle gemerk het met op papier daarso geskryf, te merk in Arabies en te verduidelik wat sê die skrifstuk. Want dit gaan op die ou einde om die skrif te interpreteer. Dit gaan nie om teorieë nie, dit gaan nie om een of ander teologie nie, maar wat sê die skrif. Dis hoekom ons opleiding ook gebeur. Ons het mense daar van 'n spektrum van kerke, soos oor die hele wêreld. Ons het orthodox, Rooms-Katoliek, Baptis, en dan is daar net dood evangeliese gemeentes, aanvanklik evangelies, en dan is daar nog 'n ander genootskap, 'n protestantse genootskap. Almal in dieselfde klas. Soos wat ons baie plekke in die wêreld het, hoekom? Ons is nie met 'n dogma besig nie. Ons is nie besig met wat die laaste synode besluit het, hulle dink die skrif sê nie. Ons gaan na die skrif self toe. En ons gaan kyk, wat sê die skrif. Net 'n paar gesigte. Nog een. Nog 'n meisie, baie ernstig besig om te wys wat die struktuur van die deel is. Nog 'n kerel wat aan die verduidelik is. Nog 'n meisie. Die beeld wys. Ons is verbind tot die kerk. Sien die gesigte. Dit vir hierdie mense. Hoe hulle dit doen, hoe hulle volhard binne daai omstandighede, ek weet. Miskien is daar 'n toewyding wat ons nie mooi verstaan nie. Miskien is daar 'n erns wat ons nie mooi verstaan nie. Gebedsversoeke vir die behoud en groei van die kerk in Sirië. Die behoud en groei van die kerk. Die volharding van gelowiges wat in die moslim geloof kom in die hele streek. En dan vir die opleiding van leiers in die gemeentes in die streek. Ons word sommer stil en dan vra ons vir die Here 'n bietjie tyd vir stil gebed. Miskien in die eie hart wat jy net aan die mense wil dink en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen.
Ons is vanmôre in ons harte getref oor u kerk. Aan een kant, Here, so baie van die gelowiges oor die wêreld wat so verskriklik swaar kry, hulle lewens verloor op 'n daaglikse basis. Here, dit terwyl ons dit nie in die pers lees nie, dit terwyl daar verbygekyk word. Want u kinders is nie belangrik vir die wêreld nie, inteendeel. En Here, terselfdertyd ook die ongelooflike toewyding en oorgawe. Skerm u kerk asseblief, Here. Bid vir die kerk in Sirië, vir die kerk in die Midde-Ooste, in Irak, Turkye, vir die kerk in Marokko, Tunesië, Egipte, Libië, Here, wat so 'n geweldige krisis is. Dankie vir die groeiende kerk in Algerië. Mag hy so kan ons aangaan. Nigerië, Here, noordelike deel waar die gelowiges so verskriklik swaar kry. Sterk u kerk, bewaar u kerk. Ag en Here, help ons ook dat ons in ons eie harte aangegryp sal wees oor dit wat u doen in die wêreld. En ook aangegryp sal wees oor die nood van ons broers en ons susters. Maar o Here, help ons ook om geïnspireerd te wees, wanneer ons eie druk het. Ons eie druk het môre by die werk. Subtiele druk. Daai druk wat ons het om te kompromieer. Help vir ons, Here, dat ons geïnspireer sal wees deur hierdie mense wat hulle lewens aflê. Ons vra dit in die naam van Christus. Ag en Here, maar ons nou die woord gaan oopmaak. Praat met elkeen van ons. En soos wat ons vanmôre hier is, Here, het elkeen sy en haar eie storie. Eie storie ook vir die afgelope week. Eie storie selfs miskien nog vanoggend. Wat spesifieke dinge miskien nog kon uitgelig het. Ons wil vir u vra, Here, ontmoet ons. Hoe kan u ons ontmoet? Anders as deur die werk van die Heilige Gees. En dit is wat ons vir u wil vra, dat u vanmôre so met elkeen van ons sal praat deur die woord. In die naam van Christus. Amen. Ek weet nie, almal het dalk die Bybel by julle nie, die stuk net laat uitdruk, is maar net gewone teks so op lyne geplaas, ek het nie enige struktuur vir hom aangedui nie. Ons kan daai ou maar afskakel. Ek is gevra het Jakobus 2, ons so deur Jakobus gepreek in die gemeente, en dis een van die stukke wat uitgeval het, en ek moet sê, dis nou nogal 'n voorreg, om uit Jakobus 2 vandag die boodskap te bring. Ek sien my tyd het aangeloop, ek gaan nie die studiegedeelte voor die tyd lees nie, ek gaan hom sommer net so stukkie lees, en dan gesels ons oor hom, en 'n stukkie lees en gesels oor hom, en ek moet bely, toe ek begin praat het oor Noord-Afrika en die Midde-Ooste, die verrosie net verby my gegaan. Dis maar ou se eie hart wat ook getref is. Jakobus 2, vers 14. So ek gaan hom so gelees, en dan praat ons so saam deur hom. Wat help dit my broers? My broers, my susters. Eintlik kan jy gewoonlik in Grieks, kan jy hulle al twee, jy met broers en susters hulle gaan vertaal, want dit was maar net 'n aanspreekvorm van daai tyd om die gehoor aan te spreek. Wat help dit my broers en susters? As iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so 'n geloof 'n mens red. Hy praat daarvan, hy sê iemand, vers 14 die begin, wat beweer. Hierdie persoon sê iets. Hy sê of sy sê, my dinge met die Here is reg. Woorde is daar. Nou sê hy, wag so 'n bietjie. Daai sê, lei dit regtig tot redding. Kan so 'n geloof 'n mens red. Persoon wat sê, hy sy glo, kan dit redding bring. Nou gaan daar 'n praktiese voorbeeld kom. Vers 15 en 16. Sê nou, daar is 'n broer of 'n suster wat klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê. Weer die woorde. Mag dit met julle goed gaan. Trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie dade. Julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te leef nie. Wat help dit dan? Ons kan dadelik sê, dit help niks nie. As gesê, maar as niks gedoen nie. Talk is cheap, soos wat vir die uitdrukking gaan. Vers 17. So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Dit geen waarde. Trek dit deur. Sê, kyk, geloof. As dit nie
uitwerk in die praktyk nie, dan het dit geen waarde. Vers 18. Nou gaan hy aan. Iemand het nou, hy sê, maar iemand kan miskien sê, hy wil daarmee sê, daar kan argument gebring word. Die een het geloof, en die ander het dade. Kom ons dink 'n bietjie prakties in ons tyd daaroor. Die een het geloof, die ander het dade, in die kerk. Party mense gooi alles in. Alles in om vir die Here te leef. Alles in om 'n verandering te maak waar hulle is in hulle gesin, by hulle werk, in die samelewing, in die kerk. Dis een groep. Die ander groep, hulle sê hulle glo. Hulle sê hulle glo, maar wat, gaan maar saam met die wêreld, is dieselfde grappe, is dieselfde woorde wat uit die mond uitkom, is dieselfde vloek, is dieselfde praatjies, is dieselfde flieks, is dieselfde goed wat op die internet gekyk word. So gaan dit maar net aan, maar het geloof. So nou kom die argument hierso. Hy sê, maak die saak nie, hy kom met daai dade hê, daai volheid vir die Here leef, die ander maar net sê die geloof. Dis nou maar net hoe dit gaan wees. Dis die argument wat gebring word. Dan antwoord hy hierop. Goed, wys dan vir my jou geloof, wat sonder dade is. Dat ek het nou sien, jy sê jy het dit geloof, maar het is geen dade nie, nou wys dit vir my. Wat is dit? En ek sal jou my geloof wys uit my dade. So wat wil hy daarmee sê? Hy wil daarmee sê, ou kan sê hy het geloof. As hy sê hy het dit in die dade wys het. En wat het hy? Dis maar net woorde in die wind. En dan hamer hy dit in. Nou hamer hy dit in vers 19. Kyk 'n bietjie. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Bose geeste glo dit ook. En hulle sit daar van ons. Wat sê hy? Hy sê die bose geeste het geloof. Daai tipe van geloof om te weet. Hulle weet wie is God. Hulle weet wie is Jesus. Hulle weet waar is die regte krag. Hulle weet alles van hom. Verander dit enige iets aan hulle? Nee. Inteendeel. Hulle haat hom. Hulle haat die gelowiges ook. Wat ons gesien het. Hulle haat die gelowiges. Bloed van die gelowiges is hulle genot. Die lyding van die gelowiges is hulle genot. Dis boosheid van begin tot einde. Maar hulle weet wat is reg. Hulle weet wie is God. En nou kom hamer uit en sê, wag so 'n bietjie, maar dis wat kan gebeur met julle ook in die kerk. Kan glo God is net soos glo jy dan net een God is, dit is reg. Maar dit sê niks nie wat hy sê. Die bose geeste glo dit ook. Hulle sidder van angs. Wat verander nie enigsins iets aan hulle nie inteendeel. Mens 'n bietjie dink oor hierdie vers. Soms sien ons sit in die nuus iemand wat 'n voorganger is en wat vir 'n tyd in 'n verskriklike sonde geleef het en jy sê net vir jouself, hoe is dit moontlik? Dan koppel jy twee weer aan mekaar, die dade en dit wat bely word. Waar sien jy dit wat bely word? Uit die dade uit. As die dade dit nie is nie, wat is hierdie belydenis? Kan soos demoniese belydenis wees. Soos demoniese besef wees. Dink daaroor na, Jesus het baie sterk gewaarsku onder andere in Matteus, Matteus 5, baie ernstig op 7, baie ernstig gewaarsku teen valse profete. Keer op keer, Paulus se briewe word aanhoudend geskryf oor mense wat vals is in die kerk. Keer op keer. Nie die valse mense buite nie, in die kerk. Dit lyk asof die duiwel 'n genot skep om mense in die kerk te plant, wat die regte dinge sê, maar iets anders leef. Maar gee maar vir hulle genoeg kans, dan later gaan die sê ook maar skuif. Dit is soos wat die norme dan nou maar aanskuif, en die teologie nou maar aanskuif, dan kom dit ook maar uit op die lap. Dan sien jy dit ook op 'n stadium, dat dit wat die skrif sê, die mense op ons weer bely. Maar hierdie is iets vir ons. Dit is 'n geweldige waarskuwing. Dit wat ek sê, dit wat ek leef, moet gesinkroniseer wees. Nou gaan hy so 'n bietjie ernstiger, Jakobus hierso in vers 20, hierdie persoon wat nou hierdie goed gesê het, die een het geloof en die ander een het dade, dit kan nou maar so wees, dan sê hy, jou dwaas, wil jy bewys sê, dat geloof sonder dade nutteloos is, en nou gaan hy die skrif uit en hy gebruik Abraham. Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Dit is nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie, ons het nou ook
dit vertaal, soos wat baie van Engelse vertalings dit vertaal, dat God hom in die regte verhouding met hom gebring het nie. Maar meer om 'n verhouding in daai gedeelte, nie op grond van wat op die woord wat daar uit die oorspronklik gebruik is, nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom in die regte verhouding met hom gebring het. Dis wat hy die vraag vra. Hy vra 'n retoriese vraag. Hy wil daarmee gaan sê, dit is eintlik op grond van wat hy gedoen het. Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het. En dat dit eers deur dade volkome geword het, of deur dade werklik gemaak is. Die Here sê vir hom, gaan offer jou seun. En wat doen hy? Sê, ja Here, sure. Ek kan vir jou nageslag skep. Ja Here, sure, jy kan dit doen. Sekerlik, jy kan dit doen. En dan gaan hy aan met sy gewone lewenswyse. Hy het in gehoorsaamheid, God se opdrag, geloof van God, het hy sy kind gevat. Natuurlik sou God dit nooit toelaat. Dit was 'n toets vir hom. En dit is op grond van dit wat hy geglo het, wat hy opgetree het, en so vers 23, soos die skrif vervul wat sê, Abraham het God geglo, en God het hom vrygespreek, en God het hom in die regte verhouding met hom gebring, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens in die regte verhouding met God gebring word, op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof. Rahab die prostituut, gebruik hy 'n tweede voorbeeld, is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie. Dis 'n vraag wat eintlik 'n retoriese vraag het om vir ons 'n antwoord te gee. Hy wil sê Rahab die prostituut. Sy is met regte verhouding, met hierdie verskriklike lewe, en sy is nog uit die heidendom uit, regte verhouding met God gekom. Sy het geglo wie God is, en op daai basis het sy haar lewe gewaag, en sy die verkenners gaan wegsteek. Dit is die basis waarop sy regte verhouding met God gekom het. En dan sluit hy af, vers 26. 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. Ja, is vir jou liggend. Soos die geloof, wat nie tot dade kom nie, ook dood. Tweede keer wat hy dit sê, dit sê in vers 17. So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood, geen waarde. Soos die, nou sê in vers 26 die einde, soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood, geen waarde. Nou kan jy miskien vir my sê, joe, ons het nou deur Jakobus gegaan, met 'n hele reeks, word dan nou nie verskriklik baie dade van ons verwag. En verseker word daar baie dade van ons verwag. Kom ons gaan net so vinnig deur Jakobus, en ek gaan hom net so vinnige snitte doen. Jakobus 1 vers 2 word daar vir ons gesê, my broers, dan baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Hy wil vir ons sê, van hierdie dade wat ons moet gaan uitleef is, ons moet volhard in beproewings. 1 vers 12, hulle sê hy, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. Wanneer ons versoek word, wil hy vir ons sê, moet ons standvastig bly en ons moet daai versoekings oorwin. Hy sê vir ons in vers 19, 1 vers 19, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Doen nie kwaad word nie. Of jou emosies onder beheer kan hou, wil hy vir ons sê. Vers 21, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so welig tier. Nie onsedelik leef nie, of daarmee saamgaan nie. Vers 26, as iemand dink, hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself, sy godsdienst is waardeloos. Woorde moet onder beheer gebring en gehou word. Vers 27, egte en suiwer godsdienst vir God die Vader is om weeskinders en weduwees in 'n moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Ander tel, nie te sondig nie, wil hy hierso sê. 2 vers 1, my broers, julle wat in die Here Jesus, wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here van heerlikheid, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Soms 'n ding wat baie maklik by ons uitglip, jy sien hoe die ou lyk en dan besluit jy hoe hy is. Die waarskuwing daarvan om nie daar volgens te beoordeel nie. 3 vers 14 is amper so deur die hele gedeelte, terwyl 'n bittere naaiwer en selfsug in julle harte is. Het al gesê naaiwer, jaloersheid op mekaar, selfsugtigheid. 4 vers 2 praat hy weer, veral in die kerkkonteks,
Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie en wil 'n moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en beklei julle. Jaloesie weer. En beklei onder mekaar, rusie. En dan 4 vers 4, waar hy vir ons sê, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. Daar wil hy sê, om nie 'n vriend van die wêreld te wil wees nie. Nie saam in die stroom te wil gaan en nie die populêre persoon te wil wees nie, of dit by die skool is, of dit by die werk is, of dit in die familiekringe is, of dit saam met die pelle is, om die braaivleis vier, waar die dade, waar dan dit nie uitgeleef word. Goed, Jakobus praat, hy sê dit wat ons glo, dit wat ons uitleef. En hy spel baie duidelik uit, en nie net Jakobus nie, maar die skrif word gespel, en nou kan ons sê, joh, hoe kan ek dit maak? Is ons nie nou weer terug daarby, dat ons net moet sê, ek moet reg lewe, ek moet reg lewe, ek moet reg lewe. Waar pas geloof en genade in? Dan kan ons maar net daar opsom om te sê. Ons kyk na die laaste verse van Jakobus. My broers, weer eens my broers, susters, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Waarom gaan dit? Genade om vergifnis te ontvang. Hierdie boek praat en hy sluit af oor vergifnis. Watter basis kry ek vergifnis? Op die basis van genade. Nou koppel dit aan geloof. Ek glo. Waarin glo? Ek glo God se genade. Nou wat doen ek? Nou ek glo. Die duiwels glo ook dat God se genade is daar. Ek glo in God se genade. Daarom vra ek hom vir sy genade. Soms sal mense sê. Soms mag ons miskien self dink. Hoe kan die Here my ooit vergewe vir 'n spesifieke sonde? Was jy al ooit daar? Jy dink terug aan jou lewe. Jy sê, ja. Dis die geraamte in die kas. Hoe kan ek ooit vergewe word hiervoor? Ons maak dit prakties. Ek glo in die Here se genade en sy vergifnis. Omdat ek daarin glo, gaan vra ek daarvoor, Here, vergewe my asseblief vir daai sonde. En omdat ek glo in sy genade, het ek daarvoor gevra, en nou aanvaar ek in die geloof, dat ek vergewe is. En dis die dinamiek, dis in geloof, dis in op te tree, die genade van die Here, en om daarin te leef. En jy sien daai dinamiek. Ek wil dit prakties gaan maak, ek het op 'n stadium studie gedoen, toe ek my doktersgraad gewerk het en in 'n gemeente 'n toets gedoen, vraelys. Vra jy vir mense, glo jy dat die Here vir jou sonde gesterf het? En almal het gesê ja. Dis 'n ander vraag, glo jy dat al jou sonde vergewe is? Dan skielik 'n groot aantal mense onseker. As 'n diskrepansie. Glo Christus het vir my sonde gesterf. Vra ek hom vergewe vir my sonde asseblief, Here, en ek aanvaar dat hy my vergewe het. Dis geloof. Dis geloof wat in dade oorgaan. Maar kan jy sien, my redding is nie op my daad gebou, hy is op die genade van Christus gebou. Ons maak dit oor die lewenswyse, en ek sluit hiermee. Genade om 'n nuwe lewe te leef. Hoe moet ek 'n nuwe lewe leef? Die Here vereis dit van my. En weet julle wat nog? Die Here vereis van my om 'n nuwe lewe te leef, soos wat hy wil hê ek moet leef, omdat hy vir my lief is. As ek in die sonde leef, as ek in die moeilikheid, ek het nie geluk nie, ek gaan nie die mens wees wat ek moet wees nie. En so kan ons aangaan, en ek leef onder die oordeel van God, en as vir my 'n ongelooflike ewigheid van oordeel en verwydering van God, wat vir my voorlê. Dis ek in die sonde leef. Dis hoekom die Here wil hê, dis hoekom die Here vir ons in sy woord vertel wat is verkeerdheid, vertel ons wat is sonde. Hoekom vertel hy vir ons wat is sonde, sodat ons kan wegdraai daarvan, sodat ons vergifnis kan kry, sodat ons lewens al hoe meer kan verander.
en al hoe meer daai sonde agter ons kan laat en al hoe meer 'n nuwe lewe kan leef. Ons moet dit glo dat hy vir ons 'n nuwe lewe wil gee. Ons moet glo dis moontlik. En as ons glo dis moontlik om te groei, as ons glo dat Johannes bekend was as een van die seuns van die donder, wat verwys na sy humeer, as ons kan sien dat hy apostel van die liefde geword het, ons glo dat die Here my kan verander. Dan moet ek hom vra om dit te doen. En soos ek hom vra, moet ek al hoe meer dit begin leef. As ek glo dat die Here my kan gebruik by die werk, moet ek hom vra om dit te doen en moet ek hom al hoe meer kyk vir die geleenthede. As ek glo ek kan die Here wil hê ek moet regtig verskil maak in hierdie geloofsgemeenskap van ons, dan moet ek die Here vra om my te help. En dan moet ek dit al hoe meer uitleef. En dit is dit wat ek glo. Dit vra ek vir hom in die genade om vir my werklikheid te maak. En dit leef ek uit. En dan is daai twee nie meer los van mekaar. Dan is die geloof en die dade wat gedra word deur die Here se genade en op grond van wat Christus vir my gedoen het. Ek kom dan saam vir my lewe. Amen. Ons gee geleentheid vir stil gebed. Miskien is daar iets wat jy op jou hart het vandag wat jy vir die Here wil sê. Ons gee kans. Miskien is dit daai iets in die geraamte in die kas. Haal hom vandag uit en raak ontslaaf. Here, ons sê vir U baie dankie vir U genade, U wonderlike genade, U oorkoepelende genade. En Here, ons is net absoluut afhanklik van U genade. Dankie vir die genade wat vir ons vergifnis bring. En Here, as daar vandag iemand is wat nog worstel met iets uit die verlede uit, worstel met iets wat hy of sy nog net nie bely het nie, net nie kon gebring het om dit te bely nie, of miskien Here nog vas aangehou het. Mag het na U toe gebring word. En as dit vandag bely is, Here, dankie vir die volkome vergifnis wat ons het in Christus en in sy sterf. Dankie, Here, dat ons vandag vir U kon vra. Help ons vandag, help ons môre, help ons elke dag om meer en meer te leef soos wat U wil hê ons moet leef. Oorgegee aan U, toegewy aan U, ook in diens aan U. In al ons verhoudinge, by die werk, by die skool, by die huis, in ons besigheid, in elke aspek van ons lewens. Help ons asseblief daarmee. En dankie dat U dit vir ons moontlik maak in Christus. Gaan saam met ons in die week, Here, bemoedig ons, versterk ons, help ons. En baie dankie weer eens, Here, dat ons onsself vars en opnuut vandag aan U kan toewy en kan glo dat U ons aanvaar, glo dat U ons versterk, want Christus in die werk vir ons volbring in die kruis. In die naam van wonderlike Here en Meester, Jesus Christus. Amen. Baie dankie, broer Benny. Ons waardeer dit. Dit was 'n wonderlike manier om Jakobus af te sluit, om vir ons terug te bring na die feit dat dwars deur daardie brief, wat dit in die eerste hoofstuk noem, gaan hy deur en hy wys vir ons, baie dankie, hoe ons geloof moet leef. Baie dankie, Benny. Kom ons sluit aan by Benny se gebed, deur die lied wat ons nou sing as ons eie gebed te maak. Change my heart, O God, make it ever new, make it ever true. Kom ons staan, en kom ons wy ons, dit wat ons nou net in ons stil gebed gebid het, en wat die Benny gebid het, kom ons beaam dit met hierdie gebed as ons dit sing.
Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. May I be like you. Amen. Ons kan maar sit, dankie. Kom ons sê vir die Here op nog 'n tasbare manier dankie dat hy vir ons dit moontlik maak om so prakties te kan gebeur. Kom ons dank hom as ons het nou gebid, change my heart, O Lord. Kom ons wy ons lewens toe as ons nou hierdie dankoffer gee. Kom ons gee nie net geld vir die kerk nie, want dis nie die bedoeling nie. Kom ons gee 'n tasbare teken van dat ek myself toewy in diens van die Here te wees. Kom ons dien die Here daarom, nie net met ons liefdegawes nie, maar letterlik ook met ons lewens. Kom ons bid saam.
Dierbare Here, ons het nou vir U gewys dat ons dankbaar is. En nou bid ons dat U vir elkeen van ons sal help om dat daardie gebed wat ons gebid het beantwoord sal word, dat ons dit wat ons nou voorgenem het sal gaan uitleef, soos ons gehoor het, nie deur ons eie krag nie, maar deur die genade wat U in Jesus vir ons gegee het. Ons eer U daarvoor. Gebruik dan ook hierdie fondse tot verheerliking van die naam deur hierdie gemeente. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, net gou so 1 of 2 afkondigings voordat ek vir Keegan vra om net ook die jeugafkondigings te kom doen. Ons het eerskomende Saterdag die jaarlikse Kersmark. Nou ek weet nie of julle die gemeente Stellenberg daar in die Kaap ken nie. Hulle doen dit al iets soos 15 of 20 jaar. Dit het half 'n deel van hulle geword. En dit bly maar 'n diens wat 'n mens aan die gemeenskap lewer. En ons wil tog vir julle vra, sê tog vir julle vriende, nooi hulle. Dit gaan nie net oor koop van goedjies wat 'n mens dalk vir iemand wil gee nie, of van crafts nie. Dit gaan ook oor die lekker saamkuier daar, soos 'n restaurant. So daar's lekker saamkuier en daar's regtig oulike handewerk vir mense wat daarin belangstel. Nooi asseblief julle vriende. Ek dink amper as ek reg het, ons het flyertjies hierso. Het die diakens, dit is nie gekry nie. Okay. Nee, goed. En dan die tweede is ek het klaar vir julle genoem, julle die video gehoor van die kwartaal, en ons het afgesluit dit te sê, nooi asseblief julle vriende vir die tema en vir die dienste hierdie kwartaal. Daar is 6 boodskappe wat daarmee gepaard gaan, en daar het ons die diakens het die uitdeelstukke van die 6 temas, so kry dit asseblief by die deure, of gaan julle som daar so. Hulle gaan by die deure, gaan die diakens vir julle uitdeel die 6 temas, en julle sal agterkom dat dit baie dis baie deurspek van dit wat ons leer by die gelykenis van die verlore seun, God se hart vir mense wat verlore is en soms dit nie eers weet nie. So kom ons doen moeite ook om nie net self die geleenthede by te woon nie, maar ook mense te nooi om saam met ons regtig te hoor wat die Here wil hê, hoe ons ook uitreik na ander mense wat hom nie ken nie. Dan begin ons hierdie kwartaal volgende week met die Vrydag is nou die jeug, so Keegan gaan nou daarvan kom sê, en die Saterdagoggend na die eerste diens het ons dan 'n gesinspiknik. So ons wil vir julle nooi, bring julle piknikkosse saam. Hierso is 'n yskas as julle iets het wat julle wil koud hou, so as julle nou bekommerd is dit gaan nou sleg raak, dis nie nodig nie. En kom ons kuier dan as gemeente lekker saam. Ons gaan met ander woorde nou nie vir hierdie keer 'n worsie braai buite saam kuier nie. Ons gaan met ons piknikmandjies onder die boom lekker saam kuier. So kom ons nooi ook vriende wat nog nie by ons gemeente was nie om daardie dag saam met ons hierso te kom. En dan kom Keegan gou vir ons vertel van die jeugkamp en van die Glory Kids. Waar is Keegan nou? So hulle wys gou eers iets. Okay. Ja, so dit was net 'n paar foto's van hierdie jaar en die goed wat ons gedoen het. So ek wou net vir julle dit wys. Maar daar's 'n goeie nuus. Vir middag gaan ek vir julle 'n link stuur op die Facebook groep as julle op Facebook is. En nou is 'n Glory Kids page. So ons gaan al die video's en al daai goed daarop sit, so julle kan dit daar gaan kyk. Maar ja, ek's baie opgewonde. Glory Kids is weer aan hierdie Vrydag. So enige laerskoolkinders moet kom. Dit gaan baie lekker wees. Dit begin dieselfde tyd as altyd, 6:30.
En ons gaan baie lekker hê. Dis 'n secret tema hierdie keer alweer. So julle moet kom en sien wat dit is. Die volgende ding is die jeugkamp. Nou die jeugkamp is van die 23ste tot die 25ste Oktober. Dis in 2 weke se tyd. So nie die eerste week terug van skool nie, tweede week. Ons het 'n paar leiers hier wat hier al klaar is en 'n paar mense het al ingeskryf. Maar as jy wil kom sien vir my. Dit gaan baie lekker wees. Ek, Dirk, Stefan, Bianca en 'n hele paar ander mense reël dit op die oomblik. So dit gaan baie lekker wees en ons wil julle graag daar sien. Dis enigiemand, ons het gesê die graad 6 want hulle gaan nou in hoërskool wees, wil ons graag laat hulle saamkom. So enigiemand van graad 6 tot hoërskool kan kom en as julle ouer is, kan julle kom as leiers. Ons soek altyd mense wat kan beskuit bak. So baie dankie dat julle ja, bring julle kinders. Baie dankie Keegan en onthou dat by al hierdie jeuggeleenthede kan ons kinders gerus hulle maatjies saam en ook vir die kamp. Hulle kan gerus maat saam nooi. Die kamp kos $70 per persoon want ons geleenthede is nie net vir ons eie kinders nie en daarom is dit in Engels. So al ons jeuggoed is in Engels, nooi asseblief of bring hulle maatjies saam. Hulle is baie welkom. Kom ons gaan huis toe met 'n lekker hart. Ek dink nie ons gaan nou daar die seën lied sing nie. Ek gaan vir julle die seën uitspreek en dan gaan ons lekker kuier en rondom 'n koppie tee en baie seën vir die kwartaal wat voorlê. Ons sien mekaar dan vanaf Vrydag aand en Saterdagoggend by die mark en Sondag by die kerk en die piknik vir 'n heerlike kwartaal as kerk van die Here. Geliefdes, weet dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees. Amen. 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 Baie seën vir die week. En nogmaals dankie Dominee Ben. Ons waardeer dit.